Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend op hierdie eerste dag, splinternuwe dag van 'n nuwe jaar, 1 Januarie 2026. Groet ek julle in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie vir die absolute eer voorreg om hierdie dag saam met jou te kan begin en vir die voorreg om in jou lewe in te bou op hierdie spesiale dag in almal van ons se lewens. Ek wens ook vir jou wat vandag na my luister, jou gesin en familie, 'n voorspoedige en 'n geseënde, godvreesende, opbouende, geesvervulde 2026 toe. En ek bid vandag dat die Here se seën oor hierdie dag sal wees, ook oor hierdie jaar. En dat die Here die woorde wat hy op my gees, op my hart lê, die absolute trefkrag sal gee waarvoor dit bestem is. En dat die Here natuurlik bo alles daardeur verheerlik sal word. Dis al wat saak maak. My liewe broer en suster, altyd 'n eer en 'n voorreg, veral vir my, nie net om 'n nuwejaarsboodskap te kan gee nie, maar op die manier hoe ek dit van die Here af ontvang het, is vir my iets spesiaals en kosbaar en absoluut wonderwerk hoe die Here my versterk en hoe hy my lei en hoe hy die woord op my hart sit om vandag ook hierdie boodskap na die tafel toe kan bring. Ek wil vir jou uitnooi op hierdie splinternuwe dag en oggend van 2026 om vir jou 'n glas water of 'n koppie koffie te maak, 'n koppie tee. Maak vir jou spasie, sit af die selfone, maak vir jou tyd, trek jou handbriek in jou lewe op. En luister baie mooi wat die Here vandag op my hart kom lê. Dankie vir die voorreg om hande te kan vat as familie in Christus Jesus en ook vandag 'n besonderse boodskap na die tafel toe te bring. Ek gaan nie lank praat nie, as jy hierdie boodskap ontvang, weet dat die Here se seën is daaroor, daar's gebid, dis bevestig, gestaaf, en jy sal ook hoor hoe die Here dit op my hart kom lê, iets spesiaals en besonder vir my, absolute eer en voorreg om 'n boodskapper, 'n erfgenaam, 'n nakomeling, 'n diensknegt van sy koninkryk te wees, geroep en bemagtig deur die allerheilige God. En ek weet die brood is vars uit die troonkamer van God se koninkryk uit. En mag die Here, mag hierdie woord die lig sien waarvoor dit bestem is, en mag dit absoluut jou hart dra en jou geestelik versterk en jou bemoedig en hoop gee vir die nuwe tydperk wat ons ook nou intree. My liewe broer en suster, ek wil nie lank praat nie. Verlede jaar, hier by die 3 Desember 2025, het ek voor die Here gegaan op my knie in my Bybelstudie vir die Here sê, Here, ek het nog niks van jou af ontvang nie. Is daar iets wat u op my hart lê vir nuwe jaar, of stuur ek maar net 'n gewone boodskap uit en seën almal vir die nuwe jaar, of is daar iets wat die Here op my hart lê, want ek het nog niks van die Heilige Gees af ontvang nie. Dit was verlede jaar 2025, die begin, eintlik 2024 Desember, want toe moet ek 'n nuwe jaar boodskap net soos vandag vir 2025 gee. En weet jy, op 'n besonderse manier het die Here dit op ons hart kom lê om die 2025 boodskap op die tafel te sit, wat baie gegaan het oor dit wat in ons land handel en dit wat kom, en wat die Here gepraat het oor die leierskap van ons land, en die absolute verwoede aanvalle van die vyand in ons land, en die twis en verdeeldheid en onverdraagsaamheid en liefdeloosheid wat tussen ons almal heers. Maar ja, die Here het vir ons 'n boodskap van hoop kom gee, en ook 'n wonderwerk wat hy vir my kom, weet wat ons gesien het in ons bediening, wat die Here 'n jong man genees het wat kanker gehad het, bloedkanker, en hoe die Here daai jong man besonder genees het, en hoe die Here my toegelaat het, want ek is nie iemand wat met daai tipe dinge op my mou rondloop nie, maar die Here het my toegelaat om dit te openbaar, sodat dit jou kan geestelik versterk en jou hoop gee vir die dag wat kom. En dit was vir my so besonder hoe die Here vir my daai boodskap op my hart kom lê het, en outomaties ook die opdragte wat hy vir my gegee het vir 2025, en van die eerste boodskap wat ek van die eerste af uitgestuur het 2025 tot hierso by Oktober maand was alles klaar, opdragte van die Here af. Ek het net my opdragte uitgevoer soos ons dag vir dag, week vir week, maand vir maand deur 2025 gestap het. En einde Oktober, toe ek klaar is vir die opdragte wat die Here vir my gee, het hy my gelei en versterk met skrifte en video's en leerstellings wat ek gemaak het tot waar ek vandag met jou praat.
En aan die Here kom al die lof en eer toe, vir my besonderse voorreg. Ek wil jou graag ook uitnooi, hierdie boodskap wat jy vandag gaan hoor, loop hand aan hand met die boodskap, die nuwejaarsboodskap van 2025 en die verdere opdragte wat ek natuurlik van die Here af ontvang het vir 2025. Hierdie boodskap loop hand aan hand saam met dit en ek deel die skakels of die link weet na my YouTube kanaal toe, my Facebook, as jy dit nog nie gekyk het nie, hierdie boodskap van vandag loop hand aan hand met daai boodskap, en dis hoekom die Here my juist dit laat deel, en ook my gees, my hart uitstort van dit wat ek ontvang het, want dit loop gesamentlik, ek loop dit hand aan hand, en ja, as die Here dit op jou hart, op jou gees, ek gaan luister daarna, daar word baie oor die landse, dit wat in ons land gebeur, die leierskap van ons land, en 'n hele paar dinge wat aangeraak is in daai boodskap, en ja, dit was vir my voorreg om daai boodskap ook te bring, en so het ek opgeëindig wat ek by 2025 Desember gekom het, en ja, wat ek vir die Here gebid het, en ons staan weer voor die deur van 'n nuwe jaar boodskap. Ek sê vir die Here, weet, dit is nie 'n kuns om met jou eie uit te praat of jou eie kop te volg net omdat jy 'n Christen is. Ek wil graag 'n boodskap uitdra wat die Heilige Gees op my hart kan kom sit het, en wat ek natuurlik volle verantwoordelikheid, maar 'n boodskap wat 'n verskil in jou gees en jou hart en jou lewe kan bring. Jy weet, my liewe broer en suster, voor ek vir julle vertel hoe ek by hierdie boodskap uitgekom, jy weet, ons lees in die Bybel hoe Noag 'n ark gebou het, en hoe die mensdom van daardie tyd hom nie gehelp of geondersteun het nie. Nee, hulle het hom eerder bespot en uitgelag. Hulle het 'n grap van hom gemaak. Heel moontlik gedink hy is heeltemal van sy kop af. Hy weet nie wat hy doen nie. En weet jy, en toe die tyd kom, toe slaan die realiteit hulle soos 'n plank teen die voorkoppe. Toe is dit natuurlik te laat vir hulle. Toe die realiteit hulle tref, wat hulle besef wat rondom hulle gebeur. En ja, ons lees ook in God se Bybel, jy weet, die Here gebruik boodskappers, diensknegte, geroep, die wat geroep en bemagtig is deur die Here om boodskappe te bring, te vermaan en te waarsku, maar ook te bemoedig en te ondersteun en op die hande te kan dra. Ons het dit gelees ook in die Bybel hoe profete en konings en leiers die mensdom, die Israeliete, die Jode telke male gewaarsku en vermaan het, en hoe hulle ook op die oude van die dag deur daardie einste mense uitgetart, bespot, uitgelag, verwerp en beledig is. Die Bybel is vol voorbeelde daarvan. Ons almal weet hoeveel profete, klein profete, groot profete het God gebruik om die volk en die Israeliete, die Jode te vermaan en te waarsku, leiers en profete soos Elia en Elisa en Jesaja en veral Jeremia, Esegiel, hoe daai mense gepraat en vermaan en gewaarsku het, en hoe mense altyd 'n bespotting daarvan gemaak het. En as jy so deur die Bybel lees, dan sien jy die res is geskiedenis, dan het hulle maar eintlik al daai gemors oor homself gebring. Nou, ek wil vandag vir jou sê, net so gebruik die Here my. Ek het weet, vir die laaste 12 jaar het die Here my gebruik om mense te waarsku, nie net mense nie, maar leierskap, politici, volkseie instansies, en mense wat ikones en leiers, politieke figure, mense wat dink hulle self God hier buite, maar ook wat die Here my gebruik het onder wit, bruin en swart, om die mensdom te vermaan en te waarsku of hulle luister of nie. En baie mense het 'n keuse besluit gemaak om 'n bespotting daarvan te maak en te sê, man, jy praat al van 2018, 2019, 2020, wat jy vir ons sê, man, maak jou jou safety belt vas, want hierdie gaan 'n moeilike jaar wees, uitdagende jaar. Jy vermaan en jy waarsku en die Here sê so en die Here sê so, en daar kom absoluut niks daarvan nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, een ding moet jy verseker weet vandag, is dat ons tyd is nie God se tyd nie. Vir God is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Sy tyd is altyd perfek. Nooit te vroeg, nooit te laat nie. Maar jy sal ook besef en weet as jy so praat, dat ek elke keer nog gesê het, dat as die woord wat ek spreek, nie van die Heilige Gees afkom nie, mag God my bediening toemaak. Mag hy my absoluut uithaal. Mag hy my totaal en al van die platform af verwyder in Jesus Christus. En mag hy die bediening heeltemal van die tafel afvee. En tot hier waar ek met jou vandag praat, vir die laaste
Ek sal sê van 2018, eintlik 2019, 2020 het die Here my baie kragtig vermaan en gewaarsku om of gebruik om mense te vermaan en te waarsku en voor te berei vir tye wat kom. En ek kan vandag vir jou sê, baie mense lag en maak 'n bespotting, sê man, hierdie ou praat en niks kom van. Ek kan vandag vir jou sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir elke woord wat ek gespreek het. Dis hoekom ek vandag na jou toe kan kom en vir jou sê, hierdie boodskap wat ek vandag vir jou bring, loop hand aan hand met verlede jaar se boodskap. Daar's 'n doel en 'n rede hoekom ek dit vir jou sê. Jy weet my liewe broer, suster, hier's baie mense wat in die naam van die Here praat en optree en net soos ek moet hulle ook maar verantwoordelikheid vat. Ons het op gelofte dag, versoeningsdag, Dingansdag, wat jy dit ook al wil noem, het ons gesien hoeveel skering en twis en verdeeldheid daar tussen ons kerke en ons kerkleiers en ons medelandsgenote onder wit, bruin en swart is. Ons het ook gesien hoeveel skeiding daar werklik tussen ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus is. Dit alles terwyl die Bybel vir ons leer om eensgesind te wees volgens die woord, die skrif 1 Korintiërs 1 vers 10. Daar is fout, groot fout. Dit kan een van twee redes wees hoekom dit gebeur. Of ek en jy luister nie na die regte stem nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie. So maklik soos dit. Net tyd sal leer. Dit wat baie belangrik is. Baie mense kan baie dinge sê en doen, maar op die einde van die dag gaan net tyd leer en die waarheid sal geopenbaar word. Jy sien, God roep jou, hy bemagtig jou vir 'n sekere doel en taak. Jy hoef nie te vra daarvoor, die God gee dit vir jou en hy roep jou op vir 'n belangrike, vir wat hy jou ook al gebruik. En dit wat belangrik is, almal van ons gaan voor God rekenskap gee. En as jy in die naam van die Here praat en optree en allerhande goed sê en doen in sy naam en hy het jou nie opdrag gegee nie, gaan jy pas staan. Jy gaan absoluut, jy moet weet, as jy 'n struikelblok is in ander mense se lewens en 'n een of ander halfhartige leerstelling na die tafel toe bring, moet jy maar weet, jy gaan pas staan. Ek kan dit regtig vir jou sê, hierdie werk kom met baie groot verantwoordelikheid. En jy moet besef en weet, as jy vandag die leerstelling hoor, ek vat volle verantwoordelikheid vir die produk wat ek op die tafel sit. En God in die hemel is my getuie, daar's gebid, daar's gestaaf en bevestig, lank gebid, opsommings gemaak van dit wat die Here op my hart lê om vandag na die tafel toe te kom en te bring na jou kant toe. Ek vat volle verantwoordelikheid. Soos ek sê, net tyd sal leer. Die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie, want dan veroorsaak dit twis, skering en verdeeldheid in die een liggaam van Christus. Daar staan geskrywe 1 Korintiërs 12:26, as een lid lei ons almal saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So, om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus natuurlik aan die hoof staan. Vir jouself kan jy lieg, vir ander mense kan jy lieg, vir my kan jy lieg, maar vir God sal jy jou hele lewe nooit kan lieg nie. Hy ken jou, hy het jou immers geskape. Mag die Here die waarheid openbaar, mag hy geregtigheid laat geskied tussen ons mense, want die oordeel, straf en vergelding kom hom toe, volgens die skrif, die woord Hebreërs 10 vers 30-31. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Vir my 2026, ek het Desember ingegaan, 2025, hierdie Desember het ek ingekom en ek het vir die Here gebid en gevra, Here, ons begin weer trek hier na Januarie maand toe. Here, is daar iets wat U op my hart wil lê, wat U wil hê, 'n boodskap wat ek vir die mense moet bring? Is daar iets wat U spesifiek wil hê ek moet opdra en uitdra en uitstuur vir die publiek, vir die mensdom hier buite, vir die Christendom en ook vir soveel ander mense wat die Here Jesus Christus nie ken nie? En weet julle, die eerste week, ek sal sê van die 1 Desember af tot so hier by die 7de, 8de Desember, soos ek in die oggende bid en my Bybelstudie doen, kom daar een woord in my gees en my hart, een woord kom in, oorwinning, oorwinning, oorwinning. En hoe kan ek vir julle sê, ek het toe gaan stil raak en meer gaan bid daaroor en ook vir die Here meer gevra dat die Here my beter verduideliking gee daaroor en die Here kom weer eens wat hy dit toe verder vat en hy wys vir my genadejaar.
'n genadejaar wat in my gees en my hart oppop, en dit het omtrent vir 6, 7, 8 dae is daai woord, daai genadejaar is die hele tyd in my gees en my hart. En op 'n stadium het ek en my vrou saam Bybelstudie gedoen een oggend, en ek sê vir haar, weet jy wat, nee, ek het iets in my hart wat op my hart gelê word vir 'n nuwejaarsboodskap. Ek wil hê jy moet saam met my stil raak en bid en dit staaf en bevestig by die Heilige Gees. Want ja, ek het nog nie 'n nuwejaarsboodskap nie. Ek persoonlik dink dit is wat die Here op my hart lê, wat gaan oor die genadejaar. En dan outomaties bid ek vir die Here, wat verwag hy van my vir 2026? En ek wil graag hê dat sy saam met my moet bid daaroor. En ons het saam Bybelstudie gedoen, gebid. En op die einde van die dag het ek uit die kamer uitgegaan en ek het daai woordjie vir haar gegee wat ek vir 6, 7 dae in my gees ontvang, die hele tyd wat ek in my gees voel, op my hart druk dit die hele tyd daai woordjie genadejaar. En weet jy wat, sy het gaan bid, sy het Bybelstudie gaan doen, en op die einde van die dag bid sy vir die Here, en sy vra vir die Here in haar gees en haar hart, dat die Here vir haar sal bevestiging gee, dat dit wat op my man se hart gelê word, dat dit wel van jou afkom, en dat die bevestiging daar is, dat dit is wat die Here wil hê, moet gespreek word, en dat hy van daar af vir my sal lei in my gees en my hart. En weet julle wat, toe my vrou die Bybel oopmaak, na sy in haar gees en sy hart in haar gees en haar hart met God gepraat het, maak sy die Bybel oop, en sy vra vir die Here in haar gees en haar hart, waar moet sy kyk, wat te ver, wat gee hy vir haar? Die Here sê vir haar, nee, jy hoef nêrens te kyk, of wat is spasie ook al die Here op haar druk, hy sê vir haar, kyk na jou vinger, en sy maak haar oë oop, en waar haar vinger is, ontvang sy die skrif van Lukas 4 vers 19, en jy sal sien, presies waar haar vinger was, toe sy die Bybel oopgetrek het, verwys, en wys vir ons na die genadejaar toe, in Lukas 4 vers 18 en 19, maar haar vinger was op die genadejaar van Lukas 19, was haar vinger, en die Here sê, jy gaan nêrens hoef te soek, of ek gee vir jou verse, kyk na jou vinger, en toe sy na haar vinger kyk, toe verwys haar vinger op daai genadejaar, en dit is hoe hierdie leerstelling by mekaar gekom het. Van daar af het ek nog bietjie gebid, en die Here het vir my 100% gewys wat hy van my verwag vir 2026. Hy het dit so ver vir my vooruit gewys wat hy van my verwag. En my goed is alles in plek, klaar vir die jaar 2026 tot 2027 by Maart, April maand, weet ek klaar 100% wat God van my verwag, van my bediening, en dit wat die publiek daagliks moet ontvang van my kant af, en ook van my bediening, staan op vir Jesus sterre voor jy, vir my 'n absolute eer en voorreg. Jy weet my nuwe broer en suster, kyk hoe kom hierdie dinge nou by mekaar, wat die Here op my hart kom druk het, en dit is wat dit so spesiaal maak. Vir my is dit 'n wonderwerk, dit is vir my ongelooflik hoe die Heilige Gees medebroers en susters in die Here Jesus gebruik om hierdie boodskap by mekaar te bring. En ek gaan dit ook met julle deel, hoe vat die Here my van daar af vorentoe, en hoe kom my bediening met hierdie tipe boodskap by mekaar uit. En ek gaan vinnig praat, ek wil dit nie lank maak nie, so asseblief, drink 'n koppie koffie en hoe kan ek sê, drink 'n glas water en luister wat die boodskap wat die Here na die tafel toe bring, is 'n knoop in jou hart, in gedagte, daai woord, genadejaar, wat die Here op my hart kom lê. Op die 11de November 2013 het ek tot bekering gekom en my geestelike roeping van die Here af ontvang. Skriftuurlik is die kern van my bediening in die volgende skrifgedeelte saamgevat. Jesaja 42, Jesaja 61 vers 1 en 2 en Lukas 4, 18, 19. Dis die kern van my bediening waarvoor God my opgeroep het. Ek lees dit vir julle. Die Gees van die Here is op my. Die Heilige Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes te herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, en om die aangename jaar, die genadejaar van die Here aan te kondig. Dis my roeping, my bediening, alles opgesom in 'n paar verse.
En die uitklaring daarvan gaan ek nou vir jou lees. Luister mooi, hoe die Here daai skrif wat ek nou vir jou gelees het, daai woorde, hoe die Here dit uitklaar en hoe ek die beteken het. Daar's 'n doel en 'n rede, want dit is hoe hierdie boodskap by mekaar uitkom vandag en aan God kom al die lof en eer. Die uitklaring van dit wat ek nou vir jou gelees het. As ons kyk na die woorde, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Om suksesvol as 'n beraader te bedien, is die salwing van die Heilige Gees ontsettend nodig, omdat 'n beraader gereeld in die bonatuurlike geesteswêreld opereer. Die Heilige Gees rus ons toe met gawes, soos wat in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 beskryf word. Woord van wysheid, woord van kennis, genadegawes van gesondmaking, gawe van geloof, werking van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, spreek in tale en uitleg van tale. Daar word dikwels in geestelike berading gevind dat mense finansiëel verarm het, juis omdat hulle geestelik verarm het. Die verkondiging van die evangelie van verlossing en die redding van Jesus Christus is altyd die primêre doel. 'n Beraader se hoofdoel behoort te wees om nie net in samewerking van die Heilige Gees innerlike genesing te bewerkstellig nie, maar om die evangelie so te bedien dat die mense wat berading ontvang toegerus sal wees deur die woord om die koninkryk van die Vader in te gaan. Verseker wedergeboorte. Baie lank. Dis hoe die Here, jy sien hoe klaar die Here daai stukkie. Dan kry ek nou nog 'n, kom ek gee vir julle die volgende stukkie. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. 'n Verbryselde, 'n stikkende hart benodig dikwels, hoe kan ek sê, trauma berading. Alright, verkrachting, erge aanranding, die dood van 'n geliefde, 'n skielike egskeiding en erge verwerping is enkele voorbeelde hiervan. So 'n mens ervaar normaalweg dat die lewe waardeloos en sonder hoop is. Vertroosting en die liefdeskrag en die werking van die Heilige Gees word uiteraard dringend benodig. Sommige mense kan jare met 'n verbryselde, stikkende hart leef sonder dat hulle enige genesing ontvang, wat later ergere emosionele probleme en selfs erge gedragsafwykings tot gevolg kan hê. 'n Diep vlak genesing deur die persoon terug te neem onder leiding van die Heilige Gees na hierdie traumatiese ervaring word hier aanbeveel. Jy sien hoe gebruik die Here om daai persoon te gaan help waar hy trauma ervaar en beleef het en seer gekry het, en om dan natuurlik deur die krag van die Heilige Gees die genesing te roep en te staan op die oorwinning wat Jesus vir ons gegee het, die genesing wat hy gebring het ook na die tafel toe. Dan die volgende uitklaring vir die volgende stuk, as jy daai skrif gelees het, om aan gevangenes vrylating te verkondig. Nou dit is nie gevangenes soos in Pretoria sentraal gevangenes. Hier is geestelike gevangenskap waarin mense vasgevang is. Nou hierdie gevangenisse is nie kriminele wat opgesluit is nie. Hulle is in gevangenskap geplaas deur die Satan en sy bose geeste om verskeie redes. So dit is wanneer jy geestelike gevangenskap is. Betrokkenheid by okkultiese bedrywighede en volharding met moedwillige sondes lei tot hierdie gevangenskap van die siel, die gees en die vlees. Dit is nou die liggaam. As die Seun van die mens jou vrymaak, sal jy werklik vry wees. Hierdie vryheid is die reddende krag in Jesus Christus dat hy die Seun van God is, wat in vlees gekom het om die mense te red en hulle vry te maak van die werke van die duiwel, die kettinge van Satan. Hierdie gevangenes moet dit egter aanvaar en glo. Dit bly jou plig om dit te aanvaar en te glo dit wat jy glo. Eers dan kan 'n beraader bevryding doen. Dis baie belangrik sodat jy verstaan wat fisies gebeur en in die geloof sterk te staan, dat dit wat jy glo, moet jy glo, dat dit wat jy bely het en voor die kruis gesit het, dat is skoon gewas, jy glo dit wat jy glo, en jy kyk vorentoe, jy kyk jy agtertoe nie. As jy by die kruis gesit het, kyk jy vorentoe. Dan die volgende stuk wat die Here die betekenis van my roep en my bediening aan jou, hoe kan ek sê, verduidelik, is die volgende, en aan blindes herstel van gesig. Dit is daai stukkie wat by die uitklaring en aan blindes die herstel van gesig. Nou Jesus beskuldig die kerkleierskap van sy tyd dat hulle blindes is wat blindes lei. Hulle onvermoë om die evangelie van die koninkryk van God wat hy kom verkondig het te begryp en hom as die Messias te erken.
het Jesus as geestelike blindheid beskryf. Alhoewel hulle gedurig die heilige geskrifte ondersoek het, kon hulle nie God se liefde en sy reddingsplan verstaan nie. Mense word soms verblind deur 'n godsdienstige gees. Hulle laat baie belangrike skrifte weg of verdraai dit en ervaar nooit die ware verlossing. Dis absoluut waarheid. Hulle vra allerhande toesvrae en glo dat slegs hulle op die einde van die dag glo dat slegs hulle of 'n kerklike dominasie reg is. Dit is absoluut waarheid. Hulle die uiterlike skyn van godsdiens, maar die krag van die godsdiens ken hulle nie. Dis hoekom hulle geestelik blind en doof is en 'n geestelike kettinge is van die vyand. En as een blinde ander blind lei vir haar toe nie gaan, dis absoluut die waarheid. Dan die volgende uitklaring wat ek vir jou gee is om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur. 'n Mens wat gebroke is van hart is iemand wat oor 'n tydperk erge emosionele probleme ervaar waarvan sy lewenskwaliteit en verhoudinge ernstig benadeel is. Geestesverwante siektes soos depressie, bipolêre depressie, kompulsiewe gedragspatrone, depressie, angsaanvalle en vele meer spruit dikwels vanuit 'n gebroke hart. Die woord stel dit duidelik dat hierdie mense vry weggestuur moet word. Demone is feitelik altyd vir hierdie geestestoestand verantwoordelik. En dit is ook in hierdie area waarin 'n geestelike beraader normaalweg opereer. Wortelprobleme soos vrees, verwerping, depressie en ander moet behandel word en bevryding van die betrokke demone moet gedoen word, baie belangrik. En dan kom 'n verskriklike belangrike kern van die boodskap van vandag, hierdie nuwe jaar boodskap, en dit is die res van die uitklaring van my roeping, van my bediening waarvoor God my opgeroep het, en dit is om die aangename jaar, die genadejaar van die Here aan te kondig. Wanneer 'n geestelike beraader in samewerking met die Heilige Gees die woord van Jesus vervul het, wat sê as die Seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dan word 'n aangename jaar of 'n genadejaar aangekondig. Inderdaad 'n lewe van liefde, vrede en blydskap in die krag van die Heilige Gees tot verheerliking van die Vader en die Seun. Nou Amos 3:7 sê die woord dat die Here doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. My liewe broer, suster, ek kan vandag uitspreek uit my gees, uit my hart, dat hierdie jaar 2026, daardie jaar gaan wees, hierdie jaar gaan wees, daardie jaar gaan wees. Ek spreek dit uit, ek verklaar dit, ek propageer dit, ek verkondig dit in Jesus Christus se kosbare naam. Ek glo met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met al my krag, dat hierdie jaar een van die grootste jare van die Christen geloof gaan en sal wees. God gaan baie kragtig intree en sy mag en sy gesag, sy geregtigheid in die land laat geld. Luister vandag na my. Luister na die voorskrifte en bepalings wat God op my hart kom lê. My liewe broer en suster, daai woord genadejaar het soveel betekenis. Jy weet, as Jesus Christus môre moet afkom, is soveel mense nie gereed nie. Soveel mense staan verlore hier waar ek met jou praat. Dan is daar baie mense wat dink hulle is reg. Mense wat met 'n halwe waarheid bedien is, absoluut mislei en verlei en vir 'n ride gevat is in ons kerke. Mense wat nog nooit werklik vrygekom het, wat nog nooit die egte suiwer woord en evangelie ervare beleef het nie. My liewe broer en suster, daar's soveel redes en daar's ook geestelike redes wat hieraan verbonde is, en soos die Here ook altyd sê, ons hoef nie alles te weet nie, en ek wil ook nie alles weet nie, want jy weet wat, maak nie saak wat die Here ons Vader beplan het vir die dag van môre nie. Hy sal nooit alles vir ons gee om dit uit te blaker aan die publiek, want dan weet die vyand, Satan en sy bose koninkryk wat kom. En dit is hoekom, hierdie woord genadejaar het 'n breedvoerige opsomming en 'n betekenis, en ek glo die Here dit regtig wou, kon ek ure hieroor praat. Ek is opgewonde en passievol en my hoop is so versterk, my geloof is so versterk in dit wat ek van die Here af ontvang het, en ek is absoluut met soveel dankbaarheid vervul, en ek glo dat
hierdie die grootste jaar van alle jare gaan wees. Baie mense het gevra vir vergifnis, vir genade, vir soveel foute wat in hulle lewe gemaak het. En ek glo dat, jy weet, vir elke aksie en vlees is daar altyd 'n reaksie in jou siel en gees. Maar baie kerke vind daar nie dinge soos bevryding plaas nie. Jy weet, daar's 'n massiewe groot verskil tussen sondebelyns en bevryding. Met sondebelyns werk ons in die vlees, met bevryding werk ons in die siel en gees. En met alle respek, hierdie goed word in ons kerke vir ons geleer. Nie al die kerke, nie almal is net sleg, jy verstaan my punt mooi. Maar die Here sien, hoor en weet alles. En 'n baie belangrike skrif wat op my hart gelê word is natuurlik Lukas 12 vers 47-48. Kort en kragtig opgesom. God gaan jou nie met 'n stok slaan en met klippe gooi as jy nog nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus ontvang het nie. En die Here is 'n regverdige God. Hy's 'n God van geregtigheid en regverdigheid. En ja, hy kies niks in niemand se kant nie, maar ja, ons God is nie 'n monster nie en hy weet wie die waarheid ontvang en wie nie. Hy weet wie's mislei en verlei deur einste geestelike blinde leier. Want dit wat die woord sê, as een blinde ander blinde lei, val altoe in die gat in die so. Dit is absoluut die waarheid. Maar kom ons gaan aan. Luister na die voorskrifte en bepalings wat God op my hart kom lê. Luister baie mooi. Maak 'n knoop in jou hart. Vat dit saam met jou in 2026, want jy gaan dit baie nodig hê. In hierdie wêreld van vandag kan jy jou vertroue in een van 3 dinge stel. Weereens bring die Here hierdie woorde na die tafel toe. Jy kan jou vertroue in wapens stel, jy kan jou vertroue in mense stel, of jy kan jou vertroue in God stel. Jy moet 'n keuse maak. Jy kan nie vir God soos 'n buffettafel aanbid en dien waar jy gryp en vat wat jou pas. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet 'n besluit maak. Jy kan nie ietsie van alles gryp nie. Verstaan my punt? Jy moet 'n keuse kan maak. By God is jy reg of weg. Daar's geen middelweg nie. God se seën gaan oor die wees wat hom in alles onvoorwaardelik aanbid en dien. Mense wat hulle volle vertroue op hom stel, nie op hulle self of op ander mense of op wapens nie, maar vertrou in God en God alleen. Jy moet mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Hier's baie stemme wat praat, baie dinge wat rondom jou gebeur, baie mense wat dink hulle self God. Pas op. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Net in die Here en die Here alleen. Dit is waar jou vertroue. Dit is 'n geestelike krag, my liewe broer en suster, wat wil deel wees van die pad wat jy stap, maar die Here gaan nie sy grootheid en sy majesteit en mag deel wanneer jy jou geloof en vertroue in wapens en in mense stel of in volks eie instansies of wat daar ook al mag wees nie. Net God en God alleen. God kyk wat binne die hart aangaan. Julle moet mooi luister wat ek sê vandag. Moet nooit omdraai vir God sê jy het nie geweet nie. Die Here hoor en sien, jy luister en jy hoor wat na jou kant toe kom vandag. Ons almal het keuses en besluite. Nou baie mense vra vir my, nou wat moet ons nou doen? Vertel my, moet ons nou terugstaan, terugsit en geboelie, beledig, geslaan, vermoor en verkrag word? Baie mense daai attitude, dat hulle praat of jy nie weet waarvan jy praat, jy van jou kop af. En dit ek wil sê, wat moet jy doen? Moet jy nou maar terugsit en deur hierdie regering en ander politieke partye en leiers en ander landsgenote onder wit, bruin en swart, moet jy nou maar geboelie, beledig, verneder, geslaan, vermoor en verkrag word? Nee, luister mooi, dit is nie wat ek gesê het nie. Sorg dat jou lewe reg is. Met God aan jou kant, moet die Satan nie eers sy voete in jou huis of op jou plaas kan sit nie. Nie geestelik nie, en ook nie vleeslik deur mense, wat hy deur mense kom nie. Nergens in die Bybel staan daar dat jy moet jou vrou of jou man of jou kinders of jou besittings, jou land ensovoorts beskerm nie. Nergens staan dit in die Bybel nie. Dit, my liewe boetie en sissie, is God se werk. Dit is nie jou of jou regering of ander lande, konings, presidente, kabinette en regering se werk nie. God beskerm sy kinders. Hy veg vir hulle, hy dra hulle belang op die hart. Jy moet mooi luister wat ek vir jou sê. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Net die wat warm is, sal die koninkryk van God behaal. Julle moet mooi luister.
net die wat warm is. Mense wat lou is, as jy wil lou is of jy is koud, dan staan jy op die punt om deur God uitgespoeg te word. God kyk wat in die hart aangaan. Mense, luister vir my, mense word vermoor, verkrag, besteel, verdruk, getart en vervloek en uitgelag. Deur wie weet ons almal, ons sien wat buite in hierdie land aangaan. Maar hoekom? God sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm. Nou hoekom beskerm God ons nie? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Hoor julle wat die Here op my hart kom lê? Bekeer. Draai terug na God. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, Psalms 125 vers 3. Op die grondgebied van die regverdiges sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie 'n misdaad verval nie. Dis 'n belofte in God se woord. Psalms 146 vers 3 en 4. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond, hy word weer stof en sy planne is daarmee heen. So God wil nie jy moet jou vertroue in mense stel, nog minder in wapens. Jesaja 54:17. Geen wapen wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek, die Here, vir my dienaar sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. Ons almal weet dat God is nie 'n leienaar nie, my liewe broer en suster. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Hy's 'n waarmaker van sy woord, definitief. Spreuke 3 vers 25 en 26 gee die Here ook vir julle. Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie. Want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Jy sien, is alles beloftes van die Here en hy's 'n waarmaker van die woord. Hy sê 'n leenaar. Hy sê 'n mens wat hy van gedagtes sal verander nie. Vertaal vir 'n leenaar wat dit wat hy sê doen hy. Dit wat hy sê kom uit. Dit werk. Dit alles word 100% in plek gebring deur die woord van God. En dit is baie belangrik dat ons staan op die belofte. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer, suster. Die Here gee ook Spreuke 19 vers 23 vir julle. Wie die Here dien, se lewe is veilig. So 'n mens slaap rustig. Geen ramp sal hom tref nie. Nou hoekom tref die ramp ons? Hoekom word vrouens verkrag en mense vermoor en doodgemaak in dorpe, stede, plase, daar op die Kaapse vlaktes? Verstaan my punt, ons mense moet vra. Ek bedoel, want as ons nie kan glo wat in die Bybel staan nie, dan is dit 'n leuen. En dan moet jy jou Bybel dadelik toemaak en die asblik gaan gooi, want dan is jy besig om jou tyd te mors. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. Die Here gee ook vir julle Psalms 121 vers 3 tot 8. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel slymer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Nou en vir altyd. Jy sien, as 'n wag op die muur moet ons God daagliks herinner van al sy beloftes. Maar kom ek vertel jou iets vandag van die Here. God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne en bepalinge van sy woord lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag autoriteit optree of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Dis hoekom die Bybel die fondament, riglyn en kompas is vir ons om die ewige lewe te kan behaal. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. God is 'n waarmaker van sy woord. En nog 'n skrif wat die Here gee, Spreuke 26:2. Soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. Dis absoluut die waarheid. Ekskuus my liewe broer en suster, dit is hier. Wat is dit? 12:00, 10:12 hier waar ek sit en ek maak maar al die ruitte en deure toe dat dit wat hier buite is nie pla nie. Anders te raas dit en 'n mens wil graag God se vrug en seën oor die boodskap bring en ja, dis maar bietjie warm en bedompig hierso, maar ons bring die woord en God wil daardeur verheerlik. Dis al wat saak maak. God sal nooit teen sy eie woord in opstand kom nie. Neem dit in, maak 'n knoop in jou hart. Daar staan geskrywe, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Vir alles
is daar 'n doel en 'n rede hoekom alles met ons gebeur, my liewe broer, suster, is absoluut die waarheid. My raad vandag aan almal wat vandag na my luister, soek die Here op, soek sy aangesig op, soek die stem van die Heilige Gees op, gaan terug tekenbord toe, doen self ondersoek, draai terug na God toe. Weereens gee ek daai skrif wat die Here weer eens op my hart druk, Lukas 12, 47 en 48. Ek lees dit vir julle, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het teen dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Absoluut waarheid. Kort en kragtig opgesom. Die Here sal jou nie met stokke slaan, met klippe gooi, as jy nog nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus gehoor en ervaar het in jou lewe nie. Jy moet geestelik en vleeslik gereinig kan word. Daardie belofte is daar vir elke van ons wat glo, volgens die skrif, volgens die woord 2 Korintiërs 7:1. Die woord sê ook in Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Jy weet my liewe broer en suster, ek sal 'n halfuur met jou praat, 10 minute, 15 minute, dan sal ek weet of jy dwaas is, of jy mense wat deur wêreldse oë na die wêreld kyk en die wêreld geniet met al sy lekkernye, en of jy deur God se Heilige Gees gelei word, of jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk. Ek sal jou so vinnig opsom en sien of jy 'n persoon is wat in gees na hierdie wêreld kyk, en of jy 'n absolute persoon is wat hierdie wêreld geniet met al sy lekkernye en soos 'n dwaas alles in deur vleeslike oë probeer beoordeel en uitkoms soek in die paai en die wee van ander mense en ander mense se stemme wat praat in jou ore en mense wat 'n rigting aanwys, dan is dit nie van die Here af nie. Dit is hoekom die Here sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar as jy in die wêreld is, as jy 'n vleeslike mense wat in die wêreld geniet, gaan jy dink soos die wêreld. Jy gaan doen wat die wêreld wil hê jy moet doen, ou Satan en sy bose koninkryk. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. As jy geestelik is, dan luister jy na die stem van die Heilige Gees en jy doen wat die Here vir jou sê. Dis hoekom mense sê, waak en bid, wat jou gees is sterk, maar jou vlees is swak. Dan se doel is 'n rede. Dis hoekom die Here ook sê, wat is dit, Galasiërs 5 vers 13 tot 26, die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees. Dat ek vir jou sê, een van my grootste vyande hier buite is Koert Jordaan. Ek sê altyd vir mense, daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, jou eie ek, me, myself and I. En daar's 'n groot verskil. In my ervaring in 12 jaar kan jy na 4 stemme luister. Jy kan of na jouself luister, jou eie ek. Jy kan of na ander mense luister, of jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. En kom ek vertel jou vandag iets. Jy wil baie graag na die stem van die Heilige Gees luister, sodat jy gelei word, want die Here wys vir jou die wil en wee van sy koninkryk en hoe om die ewige lewe ook te kan behaal. En dit is belangrik, die Bybel is daar, ja, maar toets die woord met die woord. En die woord sê ook, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is daar vir 'n doel en 'n rede. En dis hoe ons weet, die paai, die wil en wee wat ons volg, is in God se perfekte wil. En dis nie altyd 'n maklike pad nie. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Nou ek kan vir jou sê, daar waar jy loop, sal vrug wees, sal seën wees, en belangrikste van alles, God se seën en hand van beskerming sal oor jou wees. En dit is waar ons moet beweeg as kinders van God se koninkryk. Maar kom ons gaan aan. Wêreldse mense geniet die wêreld met al sy lekkernye, definitief. Hulle praat soos die wêreld, dink soos die wêreld, tree soos die wêreld op. Hulle dink hulle is self God. Hulle wil God se werk vir hom doen. Dit alles doen hulle sonder enige opdrag of toestemming van die Heilige Gees af. Absoluut waarheid. Dit maak hulle verleiers, struikelblokke, slawe van Satan en sy bose koninkryk. Absoluut waarheid. Met moord en haat binne hulle harte sal hulle die koninkryk van God nie sien nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jesus is ons rolmodel.
As Christen gelowige moet jy altyd die wil en wee van ons koning Jesus Christus kan lewe. Jy moet in daai wil en wee kan lewe. Daar staan geskrywe 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Ek lees dit vir julle. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus Christus gelewe het. So Jesus Christus is jou rolmodel. Jy moet in sy spore kan volg. En watter besluite jy ook al maak, moet jy jouself met Jesus Christus kan vergelyk en kyk of jy op die perfekte wil en wee van ons hemelse Vader beweeg. Nou gee die Here ook 1 Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, want hy wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dis baie belangrik. Jy sien die waarlike vyande volgens die woord, is Satan in sy bose koninkryk. God het ons almal geskape. Jesus Christus het die vrede na die tafel toe gebring en hy het vir ons geleer met jou vleeslike vyande hoe om op te tree, of hy wit, bruin of swart is. Hoe het Jesus vir ons kom leer? Hoe moet ons optree teen ons vleeslike vyande? Iemand wat miskien swart of bruin of wit is, wat jou vyandig gesind is. Hoe moet jy dit doen? Hoe moet jy dit hanteer? Hoe het Jesus vir ons kom leer? Hy is ons rolmodel. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê. Moenie kwaad vir geld. Moenie reg in eie hande nie meer. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Verstaan hoekom? Hoekom het Jesus dit vir ons geleer? Want ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Verstaan my punt? Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Jou ware vyand, ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Dis hoekom Jesus dit verstaan het. Dat baie mense onder wit, bruin en swart wat in geestelike gevangenskap is. En ongelukkig as jy 'n wêreldse mens is, beklei jy hierdie tipe mense, hierdie skeppingswerke van God vleeslik in plaas van geestelik. En dit is wat van jou 'n dwaas maak. En outomaties soos jy vermoor en vervloek en dood maak, sit jy maar net kettinge om jou eie voete en is jou hart op pad hel toe, verderf toe. Want die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. So maklik soos dit. Jesus het die vrede na die tafel toe gebring. Verstaan my punt. Gaan lees Sagaria 9 vers 9 en 10. Jy sal jou antwoord in die Bybel kry. Dan gee die Here nog 'n skrif, 1 Johannes 3 vers 11 tot 17. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Dis vir die Here baie belangrik. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar ewige lewe in hom het nie. Hierdan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers vir mekaar af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Dis absoluut waarheid. As jy net lewe vir jouself en jou rykdom en die room van die lewe geniet en alles van die beste het, maar jy ry verby 'n persoon wat verarm is, wat nie brood, wat nie klere het, wat nie eens 'n dak oor sy kop, wat nie weet waar môre se kos vandaan kom nie. As jy nie eers 'n hart vir so 'n persoon het, of dit wit, bruin of swart is, dan wil ek vandag vir julle die liefde van God teen jou nie, met alle respek gesê, want dit is waaroor alles gaan. Ons moet die kwaad altyd kan oorwin met die goeie, met die liefde. En soos jy dit vir daai persoon doen, so doen jy dit ook vir Jesus Christus. Want wie is die ware vyand? Satan en sy bose koninkryk. Satan wil nie hê jy moet iemand help en bystaan en kos gee en verblyf gee en klere gee en sorg vir hulle nie. Maar jy moet ook baie waaksaam en wakker wees, want baie mense soek jou geld, hulle soek nie Jesus Christus nie. Hulle kom onder die vaandel van Christendom om te kyk wat hulle jou kan uitbuit.
en maksimum uit jou kan leegsuig. Ou moet so versigtig wees en dis waar die stem van die Heilige Gees, hoe kan ek sê, 'n baie belangrike aspek, 'n kritieke rol in jou lewe moet speel, baie belangrik. Jy kan die Here wil skree aan die een kant en aan die ander kant moord pleeg en haat nie, dan is jy 'n hipokrit, 'n skynheilige. Ek sal jou wil en weet, nooit ooit in my lewe volg nie. Jy moet mooi luister, neem notisie van dit wat ek hier sê. Die Satan is baie slinks en agterbaks. Hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brinnie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Pas op vir hierdie tipe mense. Hulle is baie gevaarlik. Hier's baie mense wat praat, baie mense wat dink hulle is God hier buite. Net omdat jy die naam van die Here aanroep, beteken glad nie dat jy die hemel toe gaan nie. Jy moet vrugte kan dra van 'n persoon wat God se Heilige Gees binne jou hart het. Jy is dan 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Tree dan so op. Jesus is jou rolmodel. Hy het nooit moord gepleeg. Jy sien, Jesus is jou rolmodel. Hy het nooit moord gepleeg nie. Hy het nooit reg in eie hande geneem nie. Hy het ook nooit kwaad vir kwaad vergeld. Jy sien, jy moet kyk na Jesus Christus. Hy het soveel redes, hy het soveel mag in die hand gehad om mense te vermoor en dood te maak en in opstand en rebellie te veroorsaak. Maar gaan kyk hoe hy dit gaan hanteer. Gaan kyk hoe hy sy vyande hanteer. En hoe hy aan die kruis daar hom vasgekap en daar uitgeroep, Vader, vergewe hulle God wat hulle weet nie wat hulle doen. Want hy het geweet, daai eerste mense, dis nie hulle nie, dis Satan in hulle. Hulle was absoluut geestelik blind en doof en hulle het hom nie gesien vir wie en wat hy is nie. En ja, dat hy vir ons soveel lewenslesse kom leer tot aan die kruis wat hy pyn seer het en ongemak ervare beleef het en so bespot en gelaster en uitgetart is en mishandel is. En tot die dood toe, hoe kan ek sê, vernietig is deur soveel mense wat die mag in die hand gehad het om dit te doen. En ongelukkig is baie van ons mense ook vandag, baie van ons kan dit nie sien nie, baie van ons mense is geestelik blind en doof, en dis hoekom ons God sy skeppingswerke beklei in plaas van die ware vyand Satan en sy bose koninkryk. Moord, baie belangrik, luister mooi, die Here bring al die goed in vir 'n doel en 'n rede. Luister mooi, drink 'n koppie koffie, drink 'n sluk van daai koffie, van daai tee, 'n glasie water, ek roer, ek maak vinnig, so gou as wat ek kan. Ek moet dit wat die Here op my hart lê, moet ek na die tafel toe bring, sodat almal dit kan hoor wat vandag na my luister. En ek vat ook verantwoordelikheid daarvoor. Luister mooi, moord, haat is niks anders as slegte vrugte nie. My liewe broer, suster, as jy moord in jou hart het, as jy besig is om jou mense skerp te maak en jou patrone te laai vir oorlog, en jy is meer as bereid om 'n persoon witbruin of swart te vermoor en dood te skiet, wil ek vir jou sê, luister mooi, vir dit wat die Heilige Gees op my hart kom het om dit vandag na jou toe te bring. Luister mooi wat die Here vir jou sê, moord, haat, is niks anders as slegte vrugte nie. Luister mooi, en ek gaan dit stapel bevestig met die skrifte wat die Here vir my gee. Jy het gehoor, Matteus 5 vers 21 en 22. Jy het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek, Jesus Christus, die Seun van die allerlei God, die Messias, die Christus, Immanuel, God by ons. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. die woorde praat, so dit is baie duidelik, dat hoe vinnig jy jouself kan in geestelike ketting sit, net omdat jy verkeerd na die wêreld kyk, net omdat jy deur menslike oë na die situasie kyk, en nie deur God se oë nie deur geestelike oë nie, en dit heeltemal verkeerd interpreteer, vleeslik na alles kyk in plaas geestelik. Dan gee die Here vir julle Matteus 15 vers 19, uit die hart kom slegte gedagtes, moord, hoofletter, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis
en kwaadpratery. Jy sien, dit gaan nie oor wat in die liggaam ingaan nie, dit is wat uit die hart uitkom, want dit verwys alles na die geestelike aspek. As jy moord en verkrag, wie's binne jou? Satan is binne jou. Verstaan, Jesus Christus sal geen vrou verkrag nie, Jesus Christus sou geen mens vermoor nie, hy sou geen mens besteel het, of verdruk het, of bespot het, of vertard het, of vervloek het nie, of verkrag het, of gemolesteer, of betas het nie. Dit is nie die vrugte van Jesus Christus. Dis hoekom die Here dit hard en duidelik hier sit. Verstaan jy, 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Dan gee die Here ook Matteus 19 vers 18. Watter gebooie bedoel u? Het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies aflê. So daar het Jesus weer in Matteus 19 weer vir daai ryk jong man geleer dit. Jy moet die 10 gebooie kan gehoorsaam. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel, jy mag nie vals getuienis vertel. En op die einde van die dag het hy ook vir ons sê, maar hy het dit alles gehoorsaam en hy's getrou aan. Toe sê die Here, wil jy perfek wees in die oë van my Vader, verkoop alles wat jy het en kom volg my. En daardie man gaan sit op sak en as, want hy het baie besittings, geld en rykdom gehad. En ja, jy kan nie God en mammon dien nie. Vir baie mense is geld en besittings en al hierdie silwer en goud meer belangriker as Jesus Christus. En daai ryk man het in sy eie woorde verstik en vasgehaak, want hy het baie gehad om te gee, om weg te gee natuurlik. Maar kom ons gaan aan. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, onlosbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, met 'n hoofletter, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. Hoor wat sê die woord. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nooit die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So die Bybel praat hard en duidelik, as jy in daai sondes volhard en jy kan nie vergewe en jy's haatlik en jy vermoor en jy verkrag en jy hoer rond en jy's met alles wat derglik besig is, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Is die Bybel wat praat, nie Koert Jordaan nie. Ek lees dit net vir julle. Dan gee die Here nog 'n baie belangrike skrif en dis Romeine 1 vers 28 tot 32. Hierdie gaan oor die eienskappe van mense wat God nie ken nie. Luister mooi, die Here gee dit vir julle sodat ek met julle kan deel. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, hoofletter, moord sê die Here daarso, hoofletter, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog doen hulle nie self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander mense dit doen. Dis absoluut die waarheid. My liewe broer en suster, die Bybel praat klipsteenhard en dit is vir my baie duidelik dat moord en haat is slegte vrugte. Dit is nie deel van God en sy koninkryk nie. Dan gee die Here nog 'n skrif, Romeine 13 vers 9. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Hoofletter wat die Here op my hart kom druk. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste, jou medemens lief hê soos jouself. Jy sien, as jy lief is vir jou medemens, of hy wit, bruin of swart is, gaan jy mos nie sy vrou verkrag nie. Jy gaan hom mos nie vermoor nie. Jy gaan hom nie besteel nie. Jy gaan hom nie vervloek nie. Jy gaan hom nie aanrand nie. Jy gaan nie enigiets wat hom behoort begeer nie. Jy gaan hom ook nie molesteer op 'n tas of verkrag nie.
Verstaan my punt, jy gaan hom ook nie verdruk nie. Jy sien hoe kom die liefde by mekaar uit. En as jy werklik lief is vir jou medemens, as jy sal jy besef en weet dat ons hemelse Vader daai persoon geskaap of hy witbruin of swart is. En ons moet die kwaad altyd kan oorwin met die goeie, met die liefde van God deur jou hart moet jy kan spreek en besef en weet, baie mense is in geestelike gevangenskap, baie mense word geestelik blind en doof gemaak en baie mense beklei die vlees, hulle beklei die skepingswerk van God, hulle beklei nie die ware vyand Satan en sy bose koninkryk nie. Hoekom? Omdat hulle geestelik blind en doof is. Dit is wat dit is, hulle is geestelik blind en doof. Onthou, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Johannes, ek gaan jy nou sê, Johannes 4 vers 23 en 24, definitief, Johannes 4 vers 23 en 24. Dan gee die Here nog 'n skrif, Jakobus 2 vers 11. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet, en dis absoluut die waarheid. Verstaan my punt, verstaan jy hoe werk die woord van God? Dis hoekom hy jou fondament, riglyn en kompas is, om die ewige lewe te kan behaal, baie belangrik. Dan gee die Here ook Jakobus 4 vers 2, julle wat dinge hê, julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Baie mense is bereid omdat hulle gierig is en geldgierig sal hulle ander mense vermoor om rykdom te kry wat aan daai mense behoort. Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. So baie belangrik weer eens die woord moord, weer eens wat die Here baie sterk op my hart gebring het om dit as 'n vrug, slegte vrug van te kan identifiseer. Dis nie vrugte van die Heilige Gees nie. Dan gee die Here ook nog 2 skrifte, 1 Johannes 3 vers 12 tot 15. Moenie so skaaiend wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. Dit is, hy het aan die bose behoort. Hoekom? Hoe sien jy dit? Want hy het slegte vrugte gedra, hy het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer sin reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. So as jy iemand anders te haat, moet jy maar weet dat die ewige lewe nie binne jou is nie. Want as jy 'n moordenaar, die Bybel sien haat as 'n moordenaar. As jy iemand haat, is jy soos 'n moordenaar. Verstaan? Het jy nie die ewige lewe in jou nie. Dit is wat hierdie skrif, hierdie woord baie hard en duidelik vir ons sê. Nou gee die Here ook vir julle die laaste skrif, Openbaring 9 vers 21. Hier is maar net weer eens 'n bewys dat moord slegte vrugte is. Dit is ook 'n aanduiding van valse slegte bekering. Openbaring 9:21. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid of diefstal te pleeg nie. So dit is maar net 'n skrif wat die Here weer na die tafel toe bring om vir jou te wys. As jy meer as bereid is om iemand te vermoor, of jy het dit al gaan doen in oorlog en aborsie en wat is daar nog? Soveel wat jy moord gepleeg het en selfs hierdie mense wat nou besluit ons gaan genade dood goedkeur en goed praat. Hierdie mense weet nie waarmee hulle dobbel nie en dit baie duidelik hierso dat moord nie goeie vrugte, dit is glad nie 'n vrug van die Heilige Gees nie en dit kan jou plek in die koninkryk van God kos. Jy mag nie moord pleeg nie. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Jesus Christus het dit baie duidelik gesê en ja, as jy iemand vermoor en doodmaak, bring jy die geestelike swaard terug na jou, jou gesin, jou familie en jou, hoe kan ek sê, jou geslagte, jou nageslagte toe, wat 'n geestelike swaard oor daai familie hang, verstaan jy, van moord en ja, op die einde van die dag, dis geestelike regte wat Satan oor 'n familie het en dit is wat Jesus eintlik maar tussen die lyne vir ons kom leer dat jy mag nie moord pleeg nie, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard, want outomaties maak die geestelike deure vir Satan oop om jou outomaties aan te kla in die troonkamer van God en natuurlik regte op te eis om jou uit te haal en
Ja, dis ook geestelike deure wat oopkom, ook in die bloedlyne, as daar moord gepleeg, wat die woord sê, mag jy moord pleeg nie. Dis maar alles deel van bloedlynvloeke ook. Baie van ons voorgeslagte wat betrokke by moord en oorlog en selfmoord en aborsie en okkultus en hoe kan ek sê, afgodsdienste soos vrymesselaars en broederbonders en hierdie round tables en al die dwaalleerstellings en goed soos die Jehovah getuienisse en ouer nuwe apostels en valse gelowe soos boeddhisme, hindoeïsme, ja, die moslems gelowe, ook islam. En enige persoon wat God lief het, soos die eerste gebod, sal homself nie betrokke maak by hierdie tipe sondes. En dis hoeveel sê, dit gaan alles, jy moet vleeslik daarna kan kyk, ook geestelik, en outomaties sal die deure vir jou geopen wees van waar die wortels in 'n persoon se lewe lê. Verstaan, baie kere wil mense net takke snoei en blare pluk van 'n probleem in 'n persoon se lewe, en jy moet by die wortelprobleme kan uitkom. Dis hoeveel sê, die geestelike wêreld is baie diep. En dis hoekom jy weet, as jy die Bybel gehoorsaam, sal jy doen wat die Bybel sê. As jy jou eie kop wil volg, mense vermoor en doodskiet en ja, as jy so wil aangaan, dan is jy op jou eie, dan is jy op 'n rigting wat glad nie die koninkryk van God verteenwoordig nie. En my raad sal aan jou wees om so gou as moontlik te bekeer. Veral as jy mense vermoor en doodgeskiet het, al was dit in oorlog, dat jy verantwoordelik is vir iemand se moord, se dood, selfs vir 'n vrou ook wat aborsie gepleeg het. Die regte ding om te doen is om te bekeer en vir God te gaan vra vir vergifnis, vir genade vir daai sonde. Maar kom ons gaan aan, ek is amper klaar. Dit is hier waar die kaf van die koring geskei word. By God is jy reg of weg, daar's geen middelweg nie, absoluut waarheid. Koud of warm, jy moet die keuse maak. As jy lou is, staan jy op die punt, op die grenslyn om deur God uitgespoeg te word. As een persoon in die vuur spring, beteken dit glad nie dat jy ook in die vuur moet gaan spring nie. Pas op na wie jy luister. Pas op wie jy so ewig gemaklik aanhang en volg. Die Here vermaan en waarsku julle baie duidelik vandag. Hier's gevaarlike mense hier buite, baie stemme wat praat en die een dink hy's groter God as die ander ene. Wees opreg soos duwe, versigtig soos slange. Wees waaksaam teen die slinkse, bose, perverse aanvalle van Satan en sy bose koninkryk. Moet hom nie gee wat hy wil hê nie. Daar staan geskrywe: moet dus nie vir mense bang wees nie. Dis wat die Here vir julle sê vandag. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af basyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam, die vlees doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom, dis die almagtige God en Vader van hemel en aarde, eerder wat sowel die liggaam, dit vlees, as die siel in die hel kan laat vergaan. Jy sien, God het altyd die laaste sê, en jy moet baie mooi dink voor jy iemand vermoor en doodmaak. En ja, hoe kan ek vir jou sê, verantwoordelik is vir hoeveel mense se bloed wat van die grond af roep na die Here. Jy moet baie mooi dink, en die Here wil hê, jy moet nie die mens vrees, die vrees God, want ja, op die einde van die dag het hy die mag in die hand om te besluit wie hemel toe gaan en wie nie. Die oordeel, straf en vergelding kom hom ook natuurlik toe. Nou, luister baie mooi, ek is amper klaar. Ek het 'n woord vir al die vuurwarm Christene tussen ons. Luister mooi, spit jou ore. Ek sê dit weer, ek het 'n woord vir al die vuurwarm Christene tussen ons. Die hoë bome wat die meeste wind vang hier buite. Dit is nou kinders van die Here wat hulle volle vertroue in die Here stel. Nie op wapens of in volks eie instansies soos byvoorbeeld AfriForum en Solidariteit ensovoorts, of in oorseese landsleiers, konings, presidente en hulle kabinette en regerings, of in die nie verkose Messias en God van die wêreld, Donald Trump en sy disippels nie. Nee, in God en in God alleen, klaar, niks minder, niks meer nie. Hier is 'n woord van die Here af vir jou. Maak 'n knoop in jou hart, maak dit joune, bewaar dit soos 'n skat in die hemel. Staan op die beloftes van God se Bybel. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, Psalms 53, ek lees dit vir julle, is 'n skrif, 'n woord wat die Here vir jou gee vandag. Die dwaas dink daar is geen God nie.
Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir God. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk God die mense deur om te sien of daar een verstandige is. Een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Julle wat onreg pleeg, wat my volk opeet, asof julle brood eet, en wat weier om God te dien, weet julle dan nie dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur, so vreeslik soos nooit tevore nie. God sal die bene van die wat teen sy volk wil veg, op die slagveld verstrooi. Sy volk sal hulle op die vlug laat slaan, want God het hulle verwerp. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom. Wanneer God die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees. Jou God, my God, is ten volle in beheer van alles en almal. Die oorwinning is klaar ons sinne, maar tyd is in God se hande. So die Here gee vir jou daai berusting, daai kalmte, daai absoluut gemoedsrus, om kalm en rustig terug te sit en te weet dat hy is God, hy is in beheer. Ek praat met warm Christene, nie mense wat God soos 'n buffettafel gryp bevat en dan bid en dien soos dit hulle pas met die mond, maar nie met die hart nie. Ek praat van vuurwarm Christenkinders van God, die hoogste bome wat die meeste wind vang. Hierdie skrif, hierdie woord is vir jou wat absoluut vir God met soveel liefde en passie aanbid en dien. Pas jouself op. Moenie dat die sout binne jou laf word nie. Wees die lig, die voorbeeld vir die mensdom rondom jou. As wag op die muur moet jy jou stem laat hoor, of mense luister of nie. Nog 'n waardevolle riglyn wat ek van die Here af ontvang het vir jou vandag. Eintlik vir almal wat vandag na my luister, Spreuke 10:17. Wie hom laat leer, ken die pad na die lewe. Wie teregwysing verwerp, dwaal van die pad af. Die betekenis, die uitleg wat die Here vir my gegee het rondom hierdie skrif. Die mens maak sy eie keuses, goed of sleg. Wat jy saai, sal jy maai. So maklik soos dit. Bid saam met my. Bid saam met my vandag. Kom ons spreek die seën van die Here oor hierdie boodskap in Jesus Christus se kosbare. Kom ons spreek die seën van die Here oor hierdie boodskap uit. En ons maak die knoop in ons hart. En ons weet hierdie is 'n genadejaar en ons is opgewonde om te sien wat die Here vir sy kinders gaan doen, hoe die Here ons gaan bewaar en beskerm, hoe hy deurbraak en uitkoms sal gee van almal wat in die naam van die Here roep, selfs die wat mislei en verlei en absoluut vir 'n raai gevat is. Kom ons maak oop, toe kom ons bid in Jesus Christus se naam. Vader, 'n eer, 'n voorreg om altyd om U te aanbid te dien in Jesus Christus se naam. Ons oë te kan toemaak as 'n Christelike familie, 'n liggaam in Jesus Christus, te kan bid en weet, daar waar ons oë toemaak, is ons regstreeks gekoppel aan U wat die almagtige God is. Ek wil U die eer gee vir die woord, die saad wat U op my lippe kom lê. En ek bid nou, Here almagtige God, voor die getuies van die hemel en die hel, dat as dit wat ek uitgespreek het vandag, as dit nie van U afgekom het, as dit nie van die Heilige Gees afkom, dat dit absoluut kragteloos sal wees, dat daar absoluut niks van sal kom nie. Maar ek bid vandag, Here, as dit wat ek gespreek het van die Heilige Gees afkom, wat in en om my lewe, wat my absoluut versterk, met wysheid, insig, kennis en krag, om hierdie tipe produk op die tafel te kan lê, weet ek vandag, dat niks en niemand my sal kan stop nie. As ek iets openbaar, word van die duisternis tot die lig gebring, en die magte van die duisternis sal die lig nooit kan uitdof nie. Ek bid, dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here, elke saadkorrel sal vergesel, dat U volgens U perfekte wil en tyd, hierdie saad soos vuur, oor hierdie land, oor hierdie hele wye wêreld sal versprei, en daar waar die saad in die gees, in die harte van mense val, dat die engele sal uitgee, wat daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en waters gooi, en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Here, ons bid vir genade, vir barmhartigheid, vir U bonatuurlike krag en liefde. U sê in die woord, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Aan U liefde is daar geen einde nie.
En ons bid en ons weet, Here, U wil hê ons moet bid, ons moet sterk staan, ons moet U onvoorwaardelik vertrou en U toelaat om God te wees, die oordeel, straf en vergelding in die palm van U hand te los. Ek eer die Here vir die woord, hoe U hierdie woord op my hart kom lê, vir die wonderlike ere voorreg om te besef en te weet dat nie net hierdie boodskap, maar verlede jaar se boodskap hand in hand met mekaar saamloop. Here, U is in beheer. Daar's baie gepraat, daar's baie leerstellings gemaak, baie briewe versprei en verkondig en leerstellings gemaak. Here, stil bly is ook 'n antwoord. Ons het genoeg gepraat, genoeg geopenbaar dat U gespreek. U is totaal en al in volle beheer van wat U toestaan en toelaat om te gebeur. En ons bid dit vandag, Here, dat U genade, soos Jesus Christus kan ons ook aan die kruis uitroep, wat ons roep, Vader, vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen. Hier is soveel mense wat mislei en verlei en absoluut vir 'n raai gevat. As ek pleit vandag, Here, vir genade, vir barmhartigheid, vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek pleit by, vergewe hulle vir al hulle sondes, al hulle ongeregtighede, as dit U wil is, red hulle siele. Maar ons kan bid, ons kan dit voor U troonstoel bring, en ons kan absoluut volhard in ons gebede, wat U leer ons in Lukas 18, vers 1 tot 8. Ons moet nie moedeloos wees nie, soos daai weduwee met die onregverdige regter, moet ons knaand aanhou bid en ons regte en geregtigheid en regverdigheid opeis van U wat die almagtige God is. Here, tree in, kom staan ons by, kom help ons, Here, versterk ons met wysheid, insig, kennis en krag. En baie belangrik, Here, vernuwe U ons gedagtes, ons denke, maak U die gees, die harte van mense oop. Here, ruk die prop uit hulle ore uit, pik die skille van hulle oë af, Here, en maak hulle gees, hulle harte ontvanklik, oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees, open hulle verstand om die skrif, die woord te verstaan, sodat hulle sal bekeer. Here, hulle sonde sal erken, bely en daarvan as distansieer, hulle bekering sal bewys met dade wat by hulle bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer. Die geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof. U sê die woord, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal genade ontvang en die koninkryk van God oes. Here, ons bid vir genade, ons bid vir U bonatuurlike kragtige intrede op hierdie eerste dag, 2026 Januarie. Ons bid dat U bonatuurlik kragtig sal intree. Ons bid dat die krag van die Here, die krag van die allerheilige God sal voor ons uitbeweeg, dat U die vuur in die wolkkolom in ons lewe sal wees deur die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees. En laat U ons as 'n gesin, as 'n familie bymekaar sal bring. U sê in die woord, ons moet eensgesind wees. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Here, kom help ons kom help ons om as 'n eenheid weer saam te beweeg en stil te raak in onsself en U toe te laat om die praatwerk te doen. Here, wys U vir ons die wil en wee, Vader, wat U van ons verwag, ook elke dag, elke week, elke maand, vir die res van hierdie jaar. Here, hou ons styf vas. Ek bid U seën oor elke pa, elke ma, elke man, elke vrou, elke kind, elke gesin, elke familie. Ek bid U bonatuurlike krag, Here, dat U sal intree, Here, dat U beheer sal vat, Here, ook in ons land. Ons het U so nodig, Here. Ons is afhanklik van U, Here. Die woord sê, geseënd is die wat besef hoe afhanklike van God is, wat hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die vredemaker, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle bedoel. Sonder U teenwoordigheid in ons lewens is ons absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Ons is soos vrouens wat in kraam is sonder krag. Here, ons is afhanklik van U bonatuurlike krag en intrede in ons lewens. Here, ek bid dat ons sal stil raak in ons gees en ons harte, net sal praat en optree as die Heilige Gees dit op ons harte lê. En ja, Here, hier's baie stemme wat praat, baie volks eie instansies wat dink hulle is groter God, en die een probeer groter God as die ander een wees, en die een het 'n slimmer plan as die ander een. En ons weet, Here, deurs dit, Here, gebruik Satan daai mense indirek vir 'n absolute bring hulle saam, of vir 'n absolute val vorentoe. Here, ons weet dat 2 Korintiërs 6:7 sê die woord, ons wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. 2 Korintiërs 6:7, die wil van God, nie die wil van die eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God. Here, ons bid vandag dat U sal intree, sal optree, dat U die gees, die harte van mense ontvanklik sal maak, dat U hulle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, dat U ons sal behoed, bewaar en beskerm, ons familie in Christus Jesus. Ja, ons is 'n span, 'n eenheid, 'n Christelike familie, 'n liggaam,
waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En u sê Matteus 12 vers 46 tot 50, wie is Jesus se moeders? Wie is sy broers? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. Ons wil die wil van God doen. Here, ons pleit by u, dat u ons as gesinne van familie sal bewaar en beskerm teen enige negativiteit, dood, leuen, vervloeke, waarsêery of doemprofesie wat Satan oor ons uitspreek. Ons verwerp dit. Ons knip dit af. Ons aanvaar dit nie. Ons staan vas op die woord. Die belofte, die krag van die skrif, Spreuke 26:2, die woord sê, soos voël verby ons gevlieg kom, so sal 'n vloek verby ons gevlieg kom, en ons nie tref, as ons dit nie verdien nie. Here, met die gesag en autoriteit wat u vir my gegee het, wat u my bemagtig het, vat ek daai gesag en autoriteit, en ek bid ook vir my medebroers en susters, almal wat deel is van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, my medebroers en susters, waarvan elkeen 'n lid is, Here, van die een liggaam van Christus. Here, ek bid vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus. U sê in 1 Johannes 5, vers 14 tot 17, dat ek kan bid vir my medebroers en susters, dat julle sal vergewe vir al haar onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Here, ek praat nie hier van sonde wat tot die dood toe lei nie. Daarvoor moet hulle self sondebelydenis kan doen. Daarvoor moet hulle self bevryding kan ontvang. Ek praat nou van al die onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Pleit ek nou by u, dat u nie net vir hulle nie, maar ook vir my sal vergewe vir al haar onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. En ja, Here, natuurlik staan ons vas op die beloftes wat Jesus gelewer het, die getuienis wat hy na die tafel toe gebring, wat hy gesê het, enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Here Vader, ek bid vandag, u kan judge, u kan oordeel uit die troonkamer uit. En as die judge en oordeel, dit is tot voordeel van ons, dat u nou my medebroers en susters en ook vir my vergewe, vir al haar onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Pleit ek nou by u, dat die engele sal uitstuur, wat ons verlos en vry sal maak, van enige sonde, Here, van enige regte wat die sonde oor ons het, enige gees wat nie deel is van die vrug van die Heilige Gees, ons absoluut sal verlos en vry maak, ons sal loskap van enige siel en geestes binne, wat met daai sondes, hoe kan ek sê, wat deur daai sondes geraak is, die regte wat daarmee saamkom, ons verlos en vry sal kom, en dat die engele van die Here ons verlos en vry sal maak, van daai sondige natuur in ons lewens, in Jesus Christus saam. Ons wil net die vrug van die Heilige Gees uit ons lewens uit laat straal. Ons wil goeie vrugte aan ons bome dra, Here. Vrugte soos liefde, vrede, geduld, respek, goedhartigheid, verdraagsaamheid, betroubaarheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheer. Dit is die tipe vrugte wat ons aan ons boom wil dra. Ek eer u vir die absolute eer en voorreg om u te aanbid, te dien en hierdie produk vandag op die tafel te sit. Mag u, my hemelse Vader, wat op die troonstoel sit, mag u daardeur verheerlik word. Ja, u sit op die troonstoel, en u die scepter in die hande, wat u besluit staan vas. As u spreek, dan sidder die hemelliggame hier buite, ook vir Jesus Christus, wat aan u regterhand sit, hom aan wie u volle heerskappy gee in die hemel en op aarde, hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom. Aan hom kom al die lof en eer toe, en ons bid dit in die kragtige naam van ons broer en koning, verlosser en saligmaker, ons rolmodel, Jesus Christus. Dankie vir die voorreg, Here. Ons weet Satan het vir alles 'n antwoord, maar hy het nie 'n antwoord vir God se genade en vir die oorwinning aan die kruis, wat Jesus oor hom en sy hele bose koninkryk oor die dode ryk, oor die dode behaal het. Die Here aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Dit is volbring, vir my die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring, en ons staan op baie woorde, en ons maak dit ons sin, en ons gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar versaal. Om die waarheid te sê, gee u ons die mag om op slange en skorpioene te trap, u gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Ja, Here, u druk dit op my hart om vir die publiek, vir die mense om te sê, in my gebede, hoe lyk die hart van ons almagtige God? 2 Petrus 3:9, u stel nie u beloftes uit nie, nee Here, u wil graag hê dat almal bekeer en laat niemand verlore gaan nie. Dit kan hulle ook gaan lees in Jesegiel 18:23. Ek eer u vir die voorreg om as diensknegt van u koninkryk 'n boodskapper te kan wees, geroep en gesalf en bemagtig deur die allerheilige almagtige God. En ja, Here, dit wat ek sê ek in die naam van die God van Abraham, Isak en Jahwe, God van Israel, die almagtige God, die God van Dawid, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is ons koning.
En ons eer die Here vir die voorreg om hierdie boodskap te kan bring, verantwoordelikheid te kan vat vir die produk wat ons nou op die tafel sit. Ek bid die seën van u koninkryk oor hierdie woord, oor hierdie saad wat so pas geland het in die gees en die harte van soveel mense, vleeslik wat na my luister, maar ook geestelik die trefkrag wat dit het hier na buite toe. Here, u sien die groot prentjie raak. Ons hoef nie altyd alles te weet nie. Ons stel ook nie belang om alles te weet nie. Ons los dit in u bekwame hande, want ons weet ons dien die enigste ware almagtige God, skepper van hemel en aarde. Ga weg van ons af, Satan. Want die woord sê die Here, jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Jakobus 2:19, glo julle, daar is net een God, die bose magte glo dit ook. En wat doen hulle, Vader? Hulle sidder van angs. Die woord sê, mag die Here ons God nie op die proef stel nie. Ons sal nie net lewe van brood alleen, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Maar hy kragtige skrif, Psalms 91:11, hy sal sy engele uitstuur om ons te beskerm. Ook Psalms 121, ek slaan my oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskaap het, wat nie insluim nie, wat nie slaap nie. Ja, Here, wat sê in sy woord, hy sal ons beskerm, hy sal ons lewens beskerm. Wat sê oor die grondgebied van 'n regverdige, sal 'n goddeloos nie sy voete sit nie, ons sal rustig slaap. Misdaad sal ons nie tref nie. Hoekom? Want hulp kom net van die Here af. Ek eer en aanbid en dien die Here. U is 'n jaloerse God. U eis onverdeelde trou aan u, volgens die skrif, die woord, Eksodus 20 vers 2 tot 6. Ons weet u verafskeid enige vorm van afgodsdienst en valse gelowe. En ons kan dit intree vir die wat u nie ken nie, wat mislei en verlei is, en absoluut vir 'n raad gevat is hier buite. Vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek pleit by u, vergewe al hulle sondes, al hulle ongeregtighede, as dit u wil is, red hulle siele. Dat as ons vandag die gordyne ooptrek agter alles en ons kyk in gees na alles, sit Satan en sy hele bose koninkryk, sy hele bose sirkus agter alles. En soos hy geestelik aanval, so sien ons hoe hy vleeslik deur mense aanval. En dis hoekom Jesus vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte uitken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Dankie vir die wysheid, die insig, die kennis en krag wat u vir my gegee het om vandag hierdie woorde te kan uitspreek. Ek spreek lewe, seën en voorspoed oor hierdie woorde uit. Dat dit die lig sal sien, dat die saad sal wortels skiet in die gees en die harte van soveel gesinne en families, broers en susters, maar ook mense wat u nie ken, wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie. Here, mag hierdie een van die grootste jare in die Christen geloof wees en ooit sal wees. Here, mag u kragtig intree. Ek bid dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here sal intree en elke dag, elke week, elke maand vir die res van hierdie jaar, dat u kragtig sal, dat u by ons sal wees. Ek bid vir genade, vir barmhartigheid vir ons kerke. Ek bid vir genade, barmhartigheid vir elke geestelike leier, of hy geroep is of nie geroep is nie. Die wat hulle self bemagtig het, self opgeroep het, Here, dit wat hulle doen in die naam van Jesus Christus as 'n beroep en om geld te maak en outomaties u naam in oneer te bring. En op die einde van die dag vir Satan die ammunisie gee om so ons kerke kom infiltreer. U weet wie staan daarvoor, wat u deur u geroep en bemagtig is. Ek pleit by u. Vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen. Ons weet, vir hulle is daar ook genade. Die woord sê enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Daar is genade, daar is barmhartigheid vir die wat verantwoordelikheid vat, hulle hand opsteek en sê, Here, ek is skuldig. U ken my gees, my hart, maar Here, ek kan met passie vandag sê, ek kan my hand opsteek en sê, Here, dit wat ek doen, u het nooit vir my opdrag gegee nie, u het my nooit geroep en bemagtig. Dit wat ek doen ek omdat ek lief is vir u, omdat ek geloof het in u, maar dat ek in ongehoorsaamheid optree, wat ek dinge sê en doen wat u nie vir my opdrag gee nie, en daarvoor vat ek verantwoordelikheid. Mag u kragtig intree, mag u ons kom help, ons bystaan en help, ons Christelike familie, ons kerke, mag u ons as 'n eenheid weer saamvoeg, en mag u ons absoluut die deurbraak en oorwinning gee, soeter as jene waarvoor ons u so lank in ons lewens vertrou. Aan u kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Vader, ons bid die seën oor 2026 uit, en ek sê vir u dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring, maar ook hierdie gebed te kan bid. Die woord sê, u verhoor die gebed van 'n sondaar, u verhoor die gebed van 'n regverdige. Aan u kom al die lof en eer toe. Ek bid dit in Jesus Christus, u seun Jesus Christus se naam, die Messias, die Christus, die seun van die Allerheilige God, die Immanuel God by ons. In daai einste naam bid ek dit
in Jesus Christus al. Ek bid die shalom vrede van ons almagtige God oor elke broer en suster toe in die Here Jesus Christus. Mag U verheerlik word en elke saadkorrel wat sopas die gees in die hart van soveel mense getref het, mag U daardeur verheerlik word. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, baie dankie. Wees opreg soos duwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan en sy bose koninkryk. 'n Voorspoedige nuwe jaar 2026 word vir almal toegewens. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor jou en oor jou huisgesin spoel. Mag sy perfekte wil en plan in jou lewe geskied. Ek bid dit, ek propageer dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Vriendelike groete en seën Koert Jordaan en ook my huisgesin. Ons bid die seën van die Here oor almal toe. Dankie vir die voorreg, dankie vir die luister. Ons gesels gou weer. Groetnis. Shalom. Ons praat weer. Totsiens. Bye bye.